Aandag. Vandag is Vrydag. Maandag tot Donderdag is afgestel vanweë swak belangstelling. Ja, jy sal vir my sê, shall you wish? Inderdaad so. Maar die vraag is, wat maak dat ek en jy sommer hier vroeg op 'n maandagmôre al daar die HNV hinker na Vrydag gevoel in ons koppe en in ons lywe ervaar? Gary Weems het gesê, goddelike ritmes van genade is God se heilige pas vir ons lewens. Dit maak nie saak oor wat jy doen en wat jy nie doen nie. Wat wel saak maak, is wie jou lewenstempo bepaal. Op die galeibote het die slawe die roeiwerk gedoen en die pas waarteen hulle geroei het is bepaal deur 'n dromslaner wat die pasritme uitgeslaan het waarteen hulle moes roei. Nou wil ek vir jou vra, wie slaan die drom in jou lewe wat die pas vir jou lewe aangee? Een van die redes hoekom ek en jy soos 'n uitgewaste waslap op 'n maandagooggend voel, is omdat ons dans en roei en leef teen die pas wat die wêreld vir ons uitslaan. Nou ek is doodseker jy sal saam met my saamstem dat die pasritmes van die verwagtinge van ander mense en die lewe rondom ons verseker nou nie die stadigste en rustigste van die ritmes is nie. Ons skarrel soos geskiete hase deur die dag met 'n wreewelige passie. Dinge kan nie oorstaan tot môre nie, dit moes al gister gedoen gewees het. Soos die een persoon sê, ek is so ver agter myself, ek sal in 'n leeftyd myself nie eens kan inhaal nie. Nie net word die wêreld se drumbeat al hoe vinniger nie, dit wil vir my voorkom asof dit ook al hoe meer onvoorspelbaar word. Dit wil sê die ritme verander die heeltyd. Een oomblik is dit vinnig, die volgende oomblik slaan ons 'n krisis, dan is dit nie net vinnig nie, dan is dit verskriklik vinnig. Teenoor hierdie vinnige, onvoorspelbare pas van die wêreld waarbinne ek en jy lewe, klink God se dromslaaf vir die lewensritme heeltemal anders as die wêreld se. Kom ek lees vir jou wat staan in Prediker 3 vanaf vers 1 tot 9 geskryf. Alles gebeur op 'n bepaalde tyd. Alles in die lewe is vooraf bepaal. Daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om dood te gaan. Daar is 'n tyd om te plant en daar is 'n tyd om weer die plante uit te trek. Daar is 'n vasgestelde tyd om dood te maak en daar is ook 'n tyd om gesond te maak. Daar is 'n tyd om dinge af te breek en 'n tyd om dit te herstel. Daar is 'n tyd wanneer 'n mens hartseer is en dan is daar ook weer 'n tyd vir vreugde. Daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om weer gelukkig te wees. Daar is 'n tyd om mekaar lief te hê en 'n tyd om weg van mekaar te wees. Daar is 'n tyd om mekaar te liefkoos en 'n tyd wanneer liefkosing nie pas nie. Daar is 'n tyd om te soek en 'n tyd om goed te laat wegraak. Daar is 'n tyd om op te gaar en 'n tyd om weg te gooi. Daar is 'n tyd om iets te skeur en 'n tyd om dit heel te maak. Daar is 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. Daar is 'n tyd vir lief hê en 'n tyd vir haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Watter voordeel kry 'n mens dan op die ou end uit al sy harde werk? Dan lees ons weer van vers 11 af. God het alles mooi en op die regte tyd gemaak. Toe het hy die mens iets laat verstaan van hoe sy soort tyd werk, maar die mense kon niks daarvan verstaan nie. Absoluut niks nie. Toe het ek besef, al wat die mens maar moet doen, is om gelukkig te wees en die lewe te geniet. Om tussen al die harde werk deur nog te kan eet en drink en gelukkig te wees, is 'n geskenk uit die hand van God. Kom ek en jy luister vandag fyn na God se dromslagritme vir ons lewens, want dit gaan die geluk van ons werk, ons eet, ons ontspan, ons lewe bepaal.